Hierdie vyand is 'n leienaar. En hy is die vader van die leeu's. En hy weet om goed te lieg. Hy weet om jou te laat glo aan dit wat sy weergawe is van 'n situasie. En ek wil vanmôre vir jou sê dat dis hartseer wanneer ek saam met die vyand begin stem oor my lewe. En ons kom dit eers baie keer agter dat ons besig is met negative self-talk. En weet jy al die studies is nou glad nie waaroor ek wil bedien nie, maar ek wil dit vanmôre. Die woord van die Here sê dat dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Maar in ander woorde, net wat ek sê gaan ek kry. En nou sê die woord van die Here ook, ek kyk nie na wat voor oë is nie, maar ek roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En ek het so tyd terug baie op met depressie en goeders ingegaan en daar is 2 afdelings, nie alles is net demonies, weet dat daar nou 'n gees van depressie altyd met iemand besit geneem het nie. Maar die vyand weet hoe om 'n situasie uit te buit. Hy weet hoe om in 'n spasie in te kom om my te manipuleer, om vurige pile af. So hy het altyd erns, het hy sy hand, waar daar roof, steel, slag en verwoes is, daar die vyand betrokke. So is daar aan jou geestelik, emosioneel, waar ook al, as roof en steel en slag en verwoes daar is, as hy jou blydskap kon steel het, as hy jou vreugde steel, as hy jou gesondheid steel, wanneer ook al ergens het ons te doen met die vyand. Maar so ek sê, dit is nie dat hy altyd inhou is nie. Baie keer is hy net in jou spasie, besig om jou klaar te maak. En ek het so 'n bietjie gaan kyk na 'n tyd terug, terwyl ons veral in hierdie tyd baie te doen het met depressie, met mense wat deur angs en vrees en depressie, en die tyd waarin ons is baie negatief. Maar hulle het 'n studie gedoen, en hulle het 'n klomp tieners gevat wat met depressie sukkel, en hulle het hulle basies gaan kyk, wat doen hulle? En meer as 80% van kinders wat sukkel met depressie en selfmoordgedagtes is besig met negative self-talk. Hulle is besig om oor hulle self dood te spreek. Ek is nie mooi nie, ek is nie goed genoeg nie, ek sal nêrens kom in die lewe nie. Ek weet nie hoekom is ek gebore nie. Ek moet eerder dood wees. Ek voel ek is net in die pad. Niemand is lief vir my nie. Niemand gee vir my om nie. En wat hulle gevind het met hierdie studies, en ek gaan nou by die punt kom na, hoe meer ou dit doen, hoe meer skei jou liggaam die verkeerde goeders af. So wat jy sê, begin in jou liggaam ook manifesteer. En dan kom die vyand ook nog, en hy like om hierdie situasie uit te buit, om vir jou te vertel, nee, maar nou relasie. En dan maak ek deure oop vir die geestesreële, om in te kom, en dit te vererger, wat alreeds in my liggaam begin gebeur het, wat medies is. So baie keer, nie alles is altyd, weet dat daar 'n demoon in iemand is nie. Baie keer, weet hy is soos 'n bloedslasy, hy suig jou vas, hy kleef in jou spasie, en hy manipuleer jou, want hy wil jou doodmaak. Hy haat jou en my met 'n passie. Hy haat dit dat God jou lief het. Hy haat dit dat God 'n plan het met jou lewe. Hy haat dit dat God jou wil gebruik vir sy koninkryk. Hy haat dit dat hy nooit weer 'n kans gaan kry nie, maar God jou elke dag 'n nuwe kans gee. Weet so, hy verpes jou en hy verpes my, hy like ons niks. En hy wil ons doodmaak, want die woord sê hy is mense moordenaar. Maar dieselfde mense het ook studies gedoen en gaan kyk na mense wat besig is om, en hulle het 'n groep kinders gevat en vir hulle gesê, elke dag moet jy dit en dit en dit oor jouself spreek. Ek is goed genoeg. Ek is geliefd. Saam met God sal ek dit bereik en dit. En hulle het gevind dat binne 14 dae het hulle breinfunksie drasties verbeter.
En al wat hulle gedoen het, hulle begin lewe spreek oor hulle self. En dis nou die mediese ouens. Maar min weer die mediese sê dat God se woord het al lank al gesê. Dat dood en lewe lê in die mag van die tong, en ek en jy kan onsself dood praat of lewendig praat. So ek wil vanmôre vir julle wat hier is vanmôre sê, ek daag jou uit. Kry 5 dinge wat saam met God se woord stem en begin dit elke dag oor jouself uitspreek. Begin die woord van God. Dit is een ding as jy net self oor jouself lewe spreek, maar wanneer jy nog die woord intrek en jy begin die woord oor jouself te proklameer, wil ek vandag jou sê, you starting to agree with heaven. You starting to come in agreement with the word. You coming in agreement. Jy kom in en sê jy, ek stem saam met God. Ek voel dalk nie nou so nie. Dit voel of my wêreld uitmekaar uitval. Dit voel of my emosies nie lekker is nie. Maar ek gaan nie nou op dit reageer nie. I'm gonna choose to speak life over myself. En ek kan jou beloof, binne 2 weke gaan jy die verandering voel en sien in jou eie lewe. Ek het 'n jong seun wat my kom sien vir berading hier in die laerskool en hy het baie gesukkel en hy het hierdie woorde gevat. Hy sê sit tot sy ouers sê dis 'n ander kind. Ja, hy vang nog katekwaad aan. Maar hoe hy was en hoe hy nou is, het verander en al wat hy gedoen het, hy het my woorde gevat en God se woord gevat en hy begin lewe spreek. Elke oggend sê hierdie laerskoolseun spreek hy goed oor homself. Ek is goed genoeg. Ek is dit. En sy houding het heeltemal verander in die huis. So ek wil vanmôre vir julle uitdaag. En dit gaan nie net oor depressie. Ek wil vandag weer sê, as jy pyn het in jou liggaam, en jy het siekte, en jy het seer, begin genesing spreek. Begin dit te kleer oor jouself. En sê, Here, die dokter sê daar is nie hoop nie, maar u woord sê. U woord sê iets anders. Here, u is my geneesheer. So ek wil jou vanmôre uitdaag. Dis nou nie waaroor ek wil preek nie, maar ek het net gelei gevoel. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy God op sy woord vat, en jy begin God se woord oor jouself spreek, you will see the difference. En wat jy doen is, jy sê eintlik vir die vyand, I'm not going to agree with you. Ek gaan nie met my omstandighede nie, ek kyk nie na wat voor oor is nie, ek roep goed wat nie bestaan nie. Dit voel nie nou dit bestaan nie, but I am going to declare life over myself. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31 tot 39, 'n baie bekende gedeelte uit die woord van die Here uit. Van my kant af wil ek ook vir elke pa vanmôre hierso sê, gelukkige Vadersdag en mag die Here vandag, wat die beste Vader ooit is, jou kom versterk en kom optel. Ek weet soos wat Lourens gesê het, ek dink nie altyd maklik om pa te wees nie, maar dit is nie altyd maklik ook om man te wees nie, maar so geld dit ook vir die vrouens. Elke een het 'n deel wat hulle dra, wat die ander nie altyd dra nie. Maar mag dit omdat dit nou Vadersdag is vandag, mag die seën van die Here jou ryk maak, mag jy krag ontvang uit swakheid uit. Mag die Here jou troos waar jou kinders jou laat huil. Ek gaan nie sê jou vrou nie, want baie se vrouens is nie so. Maar mag die Here julle werklik waar seën. Prys die Here. Romeine 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons alles ook genadiglik skenk nie? Wie sal 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit dan wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook
vir ons intree. In die vorige gedeelte lees jy daar dat die Heilige Gees ook vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. So ek en jy, net om vanaf hier vas te steek, het twee van die goedheid, Jesus en die Heilige Gees, wat elke dag vir my intree as 'n kind van God. Hy sê dit, intree. Die Gees van God tree vir my in met swakhede, en Jesus tree vir my in met die Vader. En God die Vader kom in agreement met hulle, omdat hy weet wat die bedoeling is van die Gees. Omdat dit sy wil is, dat hulle vir ons moet intree. Is dit nie amazing? Dat God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees in agreement kom oor jou lewe nie. Dink bietjie vir ons. Hy sê vir ons, waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, dit sal jou te beurt val, het voor 'n Vader. Maar hier kom die groot God van die heelal, Jesus, die Seun van die lewende God, en die Heilige Gees, en hulle kom in agreement oor jou lewe. Dit is vir jou te groot om dit te besef. En waar kom hulle in agreement uit? Swakheid? Want die Heilige, hy sê in die vorige gedeelte, ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie, maar net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, dat vir my intree met onuitspreeklike sigtinge. En dan weet ek dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. Dit is amazing om te weet dat God het my nie net gered en my gelos en vir my te sê, nou moet jy maar die hemel maak nie. As dit van my afgehang het, sou ek dit nie kon maak nie. As dit van my afgehang het, was jy nie, en van jou afgehang het, sou jy nie gewees het vandag. As dit van jou vermoë afgehang het, van jou ability afgehang het, van jou hoe oulik jy is, sou jy nie hier gewees het. Jy is hier omdat God is. Jy is hier vanmôre omdat hy getrou is. Jy is hier vanmôre omdat hy nie opgegee het nie. Jy was hier vanmôre want daar was tye waar ek en jy afgedwaal het, swak was, moedeloos was, in 'n geestelike tantrum, dis baie keer, ek dink seker nie julle nie, is nog net ek wat geestelike tantrums, Here, hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Here, hoekom maak my kinders so? Here, hoekom dit? Here, ek bid en ek voel of niks reg kom. Here, hoekom? Ag Here, ek is so jammer, ek het so ongelukkig geraak. Here, vergewe my. So is seker ek dink ons almal kom op baie plek waar frustreerd raak. Hoekom? Omdat ek nie verstaan nie. Maar as ek net daarom geweet het waarmee God besig was, dan kon ek ook beter voel. As ek daarom net die einddoel kon sien en sê, okay, dit is waartoe God op pad is, so ek het dit. Maar God sê nie vir ons hoe ek daar gaan uitkom nie. Hy sê net vir my, jy gaan daar uitkom. Dit vertel nie van my nie. Ek dink, as God vir ons moes wys hoe om by die hemel uit te gekom het, waardeur ek alles sou moes gaan, sou ek sê, nee, daar nie 'n beter nie. Maar hy sê, ek gee vir jou die ewige lewe, en niks sal jou ooit uit my hand uitdruk nie. Maar dit beteken, daar gaan iets wees wat gaan traai om uitdruk. Dit gaan beteken, daar is dinge wat ek nie altyd gaan verstaan nie. Dit gaan beteken, daar gaan tye wees wat ek gaan huil, waar ek gaan sê, Here, hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Ek verstaan nie, ek lees die woord, Here, ek bid, ek vra, hoekom gaan ek deur hierdie goeders, Here, ek verstaan dit nie, weet Here, hoekom moet ek hierdie pyn hê nie, Here, hoekom moet ek dan 'n siekte hê in my liggaam, Here, hoekom moet ek by 'n graf staan, waar een van my geliefdes in 'n graf lê, terwyl ek God vertrou het vir genesing, Here, hoekom moet ek deur hierdie challenges gaan in my lewe? Ek kan jou nou nog nie sê, hoekom moet jy seker goed moet gaan nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, ek was nog nooit ooit alleen in enige storm van my lewe nie. Ek kan vandag vir jou sê, al het ek geestelike tantrums gegooi, het God nie sy rug op my gedraai nie. Hy het maar teen hom sê, okay, kry jy nou maar klaar, grinsk jou nou maar klaar, as jy klaar is, kom praat jy met my. Ek wag vir jou. En dan kom ek maar net weer terug, sê, Here, ek is so jammer, ek het niks anders as om te doen, as om net op God te vertrou nie. Ek het niemand anders wat vir my kan help nie. Daar's niemand anders wat 'n verskil kan maak nie. Daarom bly my vertroue op die Here. Here, ek is nog nie lekker nie, ek voel nog nie goed nie, maar ek weet net een ding, dat God is getrou. Vanmôre vir jou sê die Here is so getrou. Sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, wat meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Snaaks, baie mense ken hierdie skrif, en hierdie twee gedeeltes van hierdie stukkie, en dit is, wie sal ons kan, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Ons kan ook in daai gedeelte, as God vir my is, wie kan teen my wees? En dan ken ons die ander gedeelte, dat ons is meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Ons ken daai gedeelte, maar ons lees mis, dat hy sê, verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger. Ja, ek weet nie hoe gaan ons hierdie man deurkom nie. Sy skaars vir brood, geld vir brood, Here, hoe gaan ons deurkom? En as die maand verby, dan sien jy, Here, ons het die hele maand geëet, ek weet nie hoe ons geëet nie, maar ons het geëet. Ergens het die Here kraaie gestuur, of iets gestuur. Here, ek het nie geweet hoe gaan ons deur hierdie maand kom nie. Daar tye gewees wat ons dalk van die luxuries moes ontslae raak, Here, maar U het op een of ander manier vir ons hierdeur gekom. Here, ek moet aan die Here eer gee. Jy sien, ons lees die lekker dele raak, en dan raak ons frustreerd, omdat ons die moeilike dele misgekyk het, en dan wil ek vir die Here sê, Here, hoekom gebeur hierdie goeders met my? Maar God het nergens vir my gesê, daar gaan nie swaar, of honger, of naaktheid, of vervolging, of storms, of hartseer, of dood gaan kom nie, maar hy het gesê, niks van hierdie goed waardeur jy gaan, sal jou kan skei van my liefde nie, niks waardeur jy gaan, sal jou kan wegvat van my voorsiening nie, niks waardeur jy gaan, sal kan verhoed, dat ek jou gaan help nie, hoekom, want ek het jou lief, met 'n ewige liefde, ek sal jou vashou, in die palm van my hand, as jy deur die vuur gaan, dan is ek saam met jou, en dit sal jou nie skroei nie, as jy deur die waters gaan, dan is ek saam met jou, hy sê die God wag, in die ander kant van die vuur, en in die ander kant van die diep waters, en cheer jou aan, en sê, kom nou, jy is amper nie, hy sê, ek gaan saam met jou, deur hierdie omstandighede, ek is met jou in diep waters, ek is saam met jou in die vuur, soos die goeie seun, wat is Sadrag en Mesach en Abednego in die vuurhoorn beland het, op 'n oomblik het dit gelyk, dat God nie daar is nie, maar die volgende oomblik, toe staan God in die middel van die vuur, en dieselfde vuur, wat veronderstel is om hulle te brand, en die vyand verteer, hulle wat die vuur warm gemaak het, hulle het verbrand, hulle wat die omstandighede veroorsaak het, hulle moes buig en erken, dat God van Sadrag en Mesach en Abednego is die ware God, en ek wil vanmôre vir jou sê, dat dieselfde omstandighede, wat nou vir jou voel, of dit jou ondergang gaan bring, is dieselfde ding, waaroor jy môre gaan getuig, en sê, God is a good God, ek het nie omdat ek dit verdien nie, ek wil vanmôre sê, God is in beheer. Ons gaan verder, hy sê, soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, en ons is gereken as slagskape. O nee, ek wil nie daai deel lees nie. Ek soek nie daai deel die Here, ek wil nie 'n slagskaap wees nie. Ek wil net 'n skaapie wees. Ek wil net U stem ken, Here, en ek wil net agter U aanloop. En hier en daar gaan ek verlore raak, en dan gaan die Jesus, jou verlore skaapie gaan haal, maar ek wil net nie 'n slagskaap. Ek is 'n skaap van die Here. Ek luister na sy stem, en ek ken sy stem, en ek volg hom. Maar dan kom baie keer wolwe en skaapklere. Dan like ek dit nie, want ek is nie 'n slagskaap nie. Here, hoekom gebeur dit nou met my? Ek is dan God se kind, ek is dan 'n skaapie vir die Here, ek behoort dan aan die Here. Here, ek is nie veronderstel, hy het nie ergens gesê jy gaan geslag word daarin nie. Jy word gereken as nie. Jy gaan baie naby aan slagpale verby betykie. Dan kom God en sê, this one belongs to me. This one belongs to me. Hy sê, maar in al hierdie dinge, wat se dinge? Vervolging, en honger, en naaktheid, en slagskaap, en al hierdie dinge is ek meer as oorwinnaar.
Ek wil hierdie stukkie, ek is meer as 'n oorwinnaar. En wat is jy? Jy moet daarom van iets kan oorwin. Jy sien, ek wil 'n oorwinnaar wees, maar ek wil nie 'n fight nie. Ek wil jy kan nie iets wen as jy nie oor iets gewen het nie. Ek is meer as oorwinnaar. Maar weet jy wat wonderlik, ek het hierdie ding gehoor. Wanneer 'n bokser veg, en hy is daar in die boksveld, en hy wen die geveg, dan is hy 'n oorwinnaar. En dan kry hy die lekker vet chick. Dan kom hy by die huis, dan vat sy vrou die chick. Sy is meer as 'n oorwinnaar. Jesus sê, julle is in hierdie wêreld en julle sal verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het klaar hierdie wêreld oorwin, en hy gee my en jou die oorwinning, sodat ek kan staan in die oorwinning van Jesus Christus in hierdie wêreld. Al word ek gereken as 'n slagstaaf, ek is meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want hy het reeds die vyand oorwin, en hy het vir my die oorwinning gegee. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Maar I'm telling you, there was a battle for this. Partykeer gaan ek deur moeilike omstandighede, maar selfs in dit sal ek meer as 'n oorwinnaar wees, because there's somebody that loves me so much, and he will fight the battle when I cannot fight. Dan stay, want ek voel, Here, ek kan nie bid nie, maar dan kom die Gees van God my swakhede te help. Dan stay, want ek voel, Here, ek kan nie meer hierdie dinge vat nie. Dan kom Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van die Vader, en hy kom en hy tree vir my in, en daar kom hulp uit die hemele uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is faithful and just, and he will never ever fail. Hy sê, want ek is verseker. Nee, ek wonder nie. Nee, ek is onseker nie. Ek weet wat ek weet, wat ek weet, ek is 100% verseker, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie. Ja, niks sal my ooit kan skei, dit is lekker om dit te sien, niks sal my ooit kan skei van die liefde van die Here. En dan kom die eerste storm. O Here, sy ons pity parties, was net jy wat genooi is na die party. Kry jouself so jammer, wanneer goed verkeerd gaan, wanneer goed nie lekker gaan nie. En weet jy wat doen die vyand in daardie omstandighede? In die begin sê hy daarso, wie sal 'n beskuldiging inbring? Die vyand laai om met beskuldigings in te kom, die oomblik wanneer goed in jou lewe verkeerd loop. Ja, jy het seker nou ergens iets verkeerd gedoen, dis hoekom jy hier is. Ergens het jy dalk te min gebid, dis hoekom jy deur hierdie storm gaan. Ergens het jy dalk nie reg opgetree nie, dis hoekom jy nou deur hierdie storm. Ergens het jy dalk nie te mooi met jou vrou gepraat nie, dis hoekom jy nou hierdie storm. Ergens het jy dalk nie jou man mooi behanteer nie, dis hoekom jy in hierdie storm is. Weet jy wat, daar is 'n vyand wat teen ons is, en ek wil vanmôre vir jou sê, as ek en jy elke keer deur 'n storm van, ek moet verstaan, daar's 'n verskil tussen die tug van God en tussen die aanvalle van die vyand. Hierdie goed is, die honger, die nood, die vervolging, die naam, hierdie is nie goed nie. Wie van julle wat hier is, wat nou 'n pa is vandag, het jou kind al gaan laat honger slaap, omdat hy jou vies gemaak het? Dis ook vir jou. Ek smaai sê vir my, asof ek het nou gedoen. Dit is nie so nie. Wie van jy het al jou kind laat naakloop? Omdat hulle dalk nie die beste kinders is op 'n stadium. Hy sê julle wat slegte vaders is, weet om goeie gawes vir julle kinders te gee. Hoeveel te meer, nee, jou hemelse Vader,
Hoe is dit dat wanneer ek in die nood kom, die eerste een wat ek glo skuldig is God. Here, hoekom moet ek nou weer hierdie goed gaan? Here, hoekom dit? Here, dan. Maar ek en jy is veronderstel om verseker te wees, nothing will separate me from God. Die dig van God lyk aan. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer my kind gestraf word, dan weet hy word gestraf. Hy hoef nie te wonder, hoekom gebeur dit nou nie. Ek sal vir hom sê, luister hierso, mannetjie. Hy sit in jou kamer. Hy sal weet wanneer hy gestraf, wanneer kyk, God se tug is 'n werklikheid. God sê ek tug diegene wat ek liefhet. Maar wanneer God jou tug, gaan jy nie in die duister gelaat word en sê, nou Here, ek weet nou nie, is hierdie ding nou iets wat God my nou in die hande kry? As God met jou gaan 'n pak slaag gee, gaan jy weet jy droog gemaak in die eerste plek en die tweede plek gaan jy weet God is besig om jou aan die bek te ruk en te sê kom terug op die plek waar ek wil hê jy moet wees. You will know when God is busy working with you. Jy sal dit weet wanneer God vir jou 'n pak slaag gee. Jy gaan nie, hoe gaan God jou pak slaag gee en dan gaan jy moet wonder, Here, waar het ek nou weer iets verkeerd gedoen? Nee, I'm telling you, dit is wanneer die beskuldigings van die vyande inkom, maar God sê, ek is dit wat jou regverdig maak, ek is dit wat jou heilig, ek is dit wat jou reinig. Jy moet verstaan dat ek is aan jou kant. As God dan vir jou is, wie sal teen jou? There must be something in your life that you know that you can trust God with your life. You can trust God. Even if I go through storms, I can trust Him. Even though things fall apart in my life, I can trust Him. Even though I go through the valley of the shadow of death, He is with me. He will never leave me and He will never forsake me. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ons is in 'n tydperk, ek weet hier in die kerk, het te veel prosperity gepreek om te sê, as jy jou hart vir die Here gee, en jy jou tiende gee, en jy belê, en jy saai, in die koninkryk, dan gaan dit net met jou goed gaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is 'n leuen uit die hel uit, waar goeie mense, wedergebore kinders van die Here, gaan ook deur doodsware weer, gaan ook deur storms, gaan ook deur aanslae, maar ons dink dat dit kan nie met my gebeur nie, maar God sê, as dit met jou gebeur, weet net, dat is niks wat jou van my af sal weghou nie, want ek sal jou deur hierdie dinge dra, en ek sal vir jou voorsien, en ek sal water laat vloei in die woestyn, en ek sal manna laat reën in die woestyn, maar jy sal nie honger hê nie, en jy sal nie dors hê nie, jy mag miskien nie die normale voorsiening hê, waar jy altyd staat gemaak het nie, maar jy gaan moet leer, om nou op my voorsiening staat te maak, in hierdie tyd. You see, when I trust myself, I fail to trust God. But when I go through a storm, that's a place where I start to trust in Him. Say, Lord, I can only rely on You. The only reliable one in my life. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand het mense in hierdie plek, en jy sukkel met jou geestelike lewe, want die vyand het jou oortuig, die ding waartoe jy gaan, is God se skuld. Hoeveel keer gaan ons deur goed, dan dink ek, Here, maar hoekom? Ek weet nie altyd hoekom. Daar's nou nog goed in my lewe, al vir jare in die bediening wat ek nie verantwoord het nie. Ek het nie altyd aan die antwoorde nie. Maar ek weet een ding, hy weet, en I trust Him. Here, ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek vertrou U met my lewe. En ek hoef nie nou alles te weet nie. God se woord sê, julle ken nou ten dele. Maar eendag sal julle ten volle. Ek gaan nie nou alles ken nie. Ek gaan nie nou alles verstaan nie, maar ek kan trust Him. Ek gaan nie nou al die antwoorde hê nie, maar ek ken een antwoord. Jesus is die deur, die weg en die waarheid. Hy is die naamwoorder, and I can trust Him. I can trust Him in the storm, and I can trust Him on the mountain, and I can trust Him in the valley. Ek kan God vertrou met my lewe, en hy sal my nooit val nie. We must conclude from these doctrines that God is for us and will freely give us all things. That God alone is our judge, and that Christ and the Holy Spirit is our helpers. That nothing can separate us from the love of Christ, and that we are more than conquerors over enemies through Jesus Christ our Lord. Jy is meer as oorwinnaar. Daar is baie van hierdie omstandighede wat van die vyand afkom. Baie keer is dit maar net lewe. Nie alles is ook, nie elke papwiel wat jy kry, is die duiwel, wat 'n spyker of 'n pothou ergens gesit het nie.
Alhoewel ons baie keer wil sê, die duiwels nie baie regmaak nie. Maar eigenlijk moet die duivel altyd die skuld kry. Maar nie altyd alles is die duivel nie. Baie keer is dit met die lewe. Maar of dit die vyand is en of dit die lewe is. Ek het iemand aan my kant. Wat my lief het, wat my vashou. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek dink dit moet vir God so hartseer wees, wanneer hy vir my alles gegee het, en ek in hom twyfel. Wanneer hy die beste in die hemel uit vir my gegee het, sy seun, en hy sê, hoekom sal hy nie saam met hom vir my alles ook genadiglik skenk nie? Is dit nou alles wat ek wil hê? Nee, is alles wat ek nodig het. As ook 'n verskil. Jy sien, hy gaan vir my alles gee saam met Christus, alles wat ek wil hê. Nee, my kind, die vra vir hulle ook. Al goed wat hulle wil hê, wat ek nie dink hulle moet hê. As ek wil nie nou nie. Dat jy dan, as 'n knipmes in my kantoor sal laai nou by die huis. En daai knipmes het hy aan by my gevra al, ek dink 2-3 jaar terug. Hy word nou 10. En hy sal nog kokon, en sê, kan ek net gou na hom kyk, sê, ek kan hom kyk, maar ek kan nog nie kry nie. Dan hou hy die belofte vas. Raak hy opgewonde oor die belofte, en dan sit hy maar weer terug. Sê, wanneer kan ek hom kyk, sê jy in die hoërskool is. Jy weet hoe met 'n mens te werk, nie nou nie, maar jou, skaai jou. Maar baie beloftes wat God nie nou vir my kan gee nie, want hy weet, ek kan dit nie nou hanteer nie. Maar jy kan opgewonde raak daaroor, omdat jy weet, God gaan jou oplei. So I'm going to teach him how to work with it, and when I feel he's ready, I'm going to, dan soos jy. Nou sê jy, maar dit is klaar sy. En praat vir hom gegee, maar hy het nog net nie toegang tot dit. En ek wil vanaf vir jou sê dit, God het goeders wat hy vir jou voorberei het, maar ek en jy is nie altyd geestelik opgewas om sekere goed te hanteer nou nie. En dan raak ons frustreerd en kwaad, en sê, ja, maar ek wil dit nou, en God sê, I'm not going to give it, it's yours, but not now. Not with that attitude. Vertrou jy my, dat ek kom vir jou op die regte tyd, Here, ek vertrou U met alles, dat ek weet dat U vir my alles sal genadiglik skenk, wat ek nodig het, in elke seisoen van my lewe. En daar's goed wat ek in sekere seisoene nie kan hê nie, want is nie bedoel vir die somer nie. There's things that God's only going to give you in winter time. Jy moet dit nou vanmôre, ek weet nie wat 'n seisoen van jou lewe jy jouself nou bevind nie. Party van ons is in 'n somerseisoen, ander is in 'n lenteseisoen, ander is in 'n winterseisoen, and you are asking God for things that wat jy gehad het in die somerseisoen, want dit was 'n lekker seisoen geweest en dit was 'n geestelike deurbraakseisoen. Here, en ek wil dit weet, en God sê, I'm not going to give you the things that you have in summer. You need to trust me that I will give you everything for winter time. Hoeveel van ons huil oor die goed van die somer, sê, Here, ek soek dit wat ek gehad het daai tyd. God sê, you're not going to have it, want dit kan nie nou werk nie. Dit kan nie in hierdie seisoen van jou lewe werk nie. Jy moet my vertrou, dat wat ek jou nou gaan gee, in hierdie seisoen van jou lewe, dit is wat jy nodig het, om deur hierdie seisoen te kan kom. Jy kan nie dit hê, en dan kom die somer, en dan verloor jy goed wat jy in die winter gehad het. En dan sê dit ook nou nie meer, die Here, maar ek het nou net hierdie seisoen, as hy goed, trust me in every season. For in every season I will give you what you need. In every season, don't cry about the things, trust God with thanksgiving. En raak dankbaar, sê Here, dankie dat ek hierdie het vir hierdie seisoen in my lewe, Here. Ek het miskien nie wat ek gehad het daar nie, maar ek het alles. Weet jy wat, ons is kyk so ondankbaar. En God sê, wanneer ons begin God loof en prys, Here, maak nie saak wat 'n seisoen is, Lord, you are going to give me everything that I need for this season. God gaan jou nie deur 'n seisoen vat en jou nie voorberei nie. Ek het mos somerkaste en winterskaste, vir al die vrouens. My kas is alles in een. Dan hulle gaan net skryf die dinge die daai kant, maar daar's rakke by my vrou wat dit is somer rakke en winters rakke.
En as jy in die ander seisoen kom en jy haal daai ding uit wat heel winterdag gelê en ryk dit soos botbolle. Ek weet nie hoe kom nie. Dit so van die reën. Maar hulle het ook my eers weer gewas word. Maar jy kan nie. Behalwe as jy nou Suid-Afrikaners is, dan hier sien jy oud, ek kry koud en loop hulle met kortbroeke rond. Ons moet net nog vir hulle ook bid, hulle het nie agtergekom en so. Prys die Here, daar was 'n tyd wat ek ook jong was, toe kon ek ook die kortbroek doen in die winter, maar nie nou nie. Iets het verander. Ons pas aan by die seisoen. Maar jy moet vanmôre weer kind van God. This is the true idea for all things listed. Met ander woorde, al hierdie dinge, honger, nood, vervolging, swart, wat ook al, for all these things that might affect people. So die goed waardeur ek gaan, mag my dalk affekteer. Honger kan my affekteer, vervolging kan my affekteer, swaar kan my affekteer. Dit affekteer my. Dit affekteer jou wanneer jy deur 'n storm gaan. Maar weet jy wat is die wonderlike ding? It doesn't affect Christ. Hoor jy dit vandag? Die storm wat jy gaan, affekteer nie wie Christus is. Amen. Dit maak my emosioneel, but not him. Hy is God oor jy. Die ding waaroor jy vanmôre huil, is iets wat God nie nou oor huil nie. Dis nie dat hy nie omgee nie. Hy is nie emosioneel geraak deur hierdie goed. Dis wat God is nou maak nie. Ek sê dit altyd wanneer ek in 'n storm is God nie in 'n storm. God roep nie 'n noodvergadering wanneer ek in die nood is nie. So kerels roep by die engele saam, hoe gaan ons vir Jaco nou help? Die ouetjies in 'n flits binne onder. Ja, jy sien want God is nie daar bo, ek is nie onder nie. Hy is met my. Amen. Sy gees is in my. God is not affected with the things that affects me. He's in control. Jy moet dit nou vanmôre onthou. Die goed wat jou nou emosioneel maak en moeg maak, it doesn't change who God is. En God beweeg nie net wanneer ek kan beweeg. Die grootste ding waarmee ek gesukkel het in my lewe, was tye wat ek gesukkel het om te bid as gevolg van situasies. Was tye wat ek goed kon bid. Was tye wat ek gesukkel het om te bid. Dis nie dat ek nie lief is vir die Here en ek nie aan hom vasgehou het, dis net die Here, ek sukkel om te bid soos ek altyd kon bid. Hierdie ding vat my. Hierdie situasie raak my. Ek sukkel, Here. Weet jy wat het ek agtergekom? God beweeg nie net wanneer ek kan beweeg nie. God doesn't provide only when I can pray. God doesn't move only when I can, wanneer ek op He is so faithful. Woord van die Here sê alles ek kom trou. Ek sluit af, kom naby die einde. Hy bly getrou. En ek wil vanmôre vir jou sê, die geheim lê daarin dat ek en jy op God se krag in my moet begin neerstaan. Om te verstaan dat hy wat in my is groter as enige iets. Dat hy, die Heilige Gees kom en gaan nie. Wanneer ek nou van hierdie vandag nie kan bid nie en ek voel hartseer en nou staan die Heilige Gees een kant en sê, okay Jaco, rig jouself eens reg en as jy reg is, dan sal ek terugkom. Nou, hy is met my, al gaan ek weer goed is en hy sal my leer en hy sal my help, the power. Ek moet net leer om uit my swakheid aan God se naam aan te roep. Paulus skryf dit also. Hy sê, hy het 3 keer die Here gebid dat hierdie doring en die vlees van hom af moet weggeneem word en sê, Here, ek wil nie deur hierdie goeie sê nie. Ek het al hoeveel keer vir die Here gevra, sê ek wil nie deur hierdie goeie. Vat dit net weg. Dan hoef ek dit nie. En Paulus bid ook. Hy sê, Here, vat dit van my af. En God sê nee, vat dit nie weg nie. Maar ek gaan vir jou krag gee om dit te verdra. Amen. Sodat jy daaroor kan oorwin. Maar nie in jou eie krag. Ek wil hê jy moet ook in hierdie situasie leer om op my krag
staat te maak, sodat hierdie oorwinning nie in jou eie krag gaan wees nie. Daarom sê die woord, hy sê, ek het die Here 3 maal gebid, dat hy hierdie van my af sal wegvat, maar God het vir my gesê, nee, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring, daarom het ek behaal in swakhede, in vervolging en nood en al die dinge, want as ek swak is, dan woon die krag van God in my. Jy sien, wanneer ek die vermoë het om 'n ding te hanteer, dan het ek nie die krag van God nodig nie, because then I am able. But when I can learn to trust in the power of God in my life and rely on Him, His power will make perfect in my infirmities en my swakhede word die krag van God lewendig gemaak. Hoekom? Sodat hy die eer kan kry wanneer ek daardeur kan kom. Kan ek sê, Here, this was not by power, nor by might, but by the Spirit of God. En God sê vanmôre, ek soek iemand vanmôre in hierdie plek wat op 'n baie slegte plek is, sodat my heerlikheid en daai omstandighede geopenbaar kan word. Maar jy moet ophou, kyk na die omstandighede en wonder hoekom en waarom, en net kom en sê, Here, I'm trusting God in this, not in my own ability, not in my own power, but I'm trusting in the Holy Spirit power that's within me. God sê vanmôre, wanneer jy kan connect en kan snap dat hy wat in jou is groter, en dat God sê, I am going to take you out of this. Maar hou op, klaar, en term, en jy sal jammer kry, baie oor hierdie goeders, en sê, Lord, ek staan nie vanmôre hierop uit hierdie omstandighede uit, omdat ek krag het, omdat ek kan bid, omdat ek weet wat die antwoord is, omdat ek weet hoe uit te kom nie, maar ek weet net een ding, U gaan my nooit faal nie, U is die een wat met my is, en met U sal ek hierdie ding kan oorwin, en met U krag gaan ek oorwin. It's not gonna be, hoe oulik ek gaan bid nie, ek wil vanmôre vir jou sê, God soek nie iemand wat met baie woorde kan bid nie, God soek vanmôre 'n man en 'n vrou, wat in midde van situasies kan opstaan en sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, want die Here is my sterkte, die Here is my sterkte. Wie wil vanmôre, ek wil vanmôre weer sê, ek sal eerder in die krag van God wil staan, as wat ek in my eie krag wil staan en God probeer verheerlik. God seeking a man and a woman this morning en sê, Here, dis nie vir my lekker waar ek is nie, maar ek gaan nie meer sit nie. Amen. Ek is moeg om hier te sit. Teach me to rely on the power of your Holy Spirit. Staan op die voete saam met my. Vanmôre wil ek vir jou sê, God gaan vanmôre deurbrake bring. Inteendeel is daar mense wat al deurbraak moes gewees het. Maar God kan nie die deurbraak gee, omdat jy sit in negativiteit nie. God kan nie negativiteit antwoord nie, God antwoord geloof. En as jy vanmôre gaan opstaan, sê, Here, ek glo in U woord. Here, ek gaan dalk deur vervolging, dalk gaan ek deur 'n storm, dalk gaan ek deur siekte, dalk gaan ek deur iets wat ek vanmôre verstaan, Here, en ek het net gebid om Here, help my net om te verstaan, gee my die antwoord. En God sê, you don't need to know, you just need to trust in God. Jy hoef nie alles te weet, jy glo, vertrou jy my vanmôre. Here, ek vertrou nie. Here, hoe gaan jy dit doen? Sê jy hoef nie te weet nie, just trust the Holy Spirit in me. I will give you power to overcome. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sê vanmôre, somebody's going to walk out differently in this place, just because they've changed their mind. Here gaan die omstandighede verander, miskien nie dadelik nie, maar I'm going to change. Ek gaan nie meer dat die vyand my die onderhou nie. Lord, I'm taking back my joy. I'm taking back my healing. I'm taking back my deliverance. I'm taking back hoekom? Omdat jy krag het om te kan bid nou, because somebody said that He will never leave me. He will never forsake me. His Spirit is in me. And I can be victorious because of Him.
Is nie omdat jy weet nie, is omdat hy geweet het. Here, dankie dat ons vanmôre kan opstaan en sê, Here, lang genoeg het ons toegelaat dat omstandighede of die vyand of mense ons op 'n plek hou waar ons gevoel het, Here, ek is niks werd nie, of ek gaan nie hier kom nie. Waar ons gevoel het dat God voel so ver. Waar ons begin twyfel het in God se krag en God se voorsiening. En ons wil môre om verskoning vra, Here, dat ons in U getwyfel. Maar ons wil vanmôre kom en sê, Here, uit swakheid uit bely ons dat ons te sterk. Nie in ons eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. En ek wil die Here eer gee dat die Here ons hierdeur gaan dra. Dankie dat die Here gaan voorsien, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U ons so goed is. Dankie dat U nie net antwoord wanneer ek Here, U woord sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloning is. Dankie dat U nie net gaan voorsien nie, maar dat U gaan ook beloon omdat ek my geloof in God sit. God gaan iemand spesiaal bederf. En ek praat nie van tydelike dinge nie. God gaan vir jou gee meer as wat jy gevra het. Wie glo dit vanmôre in jou gees en jou liggaam? Woord van die Here sê ver bo wat ons kan dink of kan bid of van vra. Sal hy vir my gee. Hy is 'n God van meer as genoeg. Hy wil nie net vir jou lewe gee nie, maar wil vir jou oorvloed van lewe. Here, ek wil nie net krag hê om deur hierdie dag te kom of deur hierdie week te kom nie. God sê, ek wil hê dat jou beker moet oorloop. Dawid sê dit, hy sê my beker loop oor. U maak my hoof vet met olie. Vader, ek bid nou dat U nou in hierdie oomblik meer as genoeg gaan uitgiet in elke lewe. Dankie Here vir meer as genoeg. Nie net genoeg nie, meer as genoeg. Geestelik, meer as genoeg. Emosioneel, meer as genoeg. Liggaamlik, meer as genoeg. Here, omdat hulle eers die koninkryk soek en U geregtigheid, bid ons vir tydelik vir meer as genoeg. Nie in prosperity nie, maar in die bonatuurlike voorsieninge van die Here. Dat U sal deure oopmaak waar daar nie deure is. Ons eer U vanmôre. Ek wil net dan waar jy is, moet jy God begin dankie sê. Vir wat ook al jy nodig het vanmôre, moenie verder vra nie. Begin net sê dankie Here. Dankie dat U weet wat ek nodig het. U ken my hart, Here. U ken die bedoeling van my. Dankie Here. Dankie vir herstel in my huwelik. Dankie vir herstel in verhoudings. Dankie vir die redding van my kinders se siele. Here, dankie dat my man tot bekering kom. Dankie dat my vrou tot bekering kom. Here, dankie dat ons gesin omgedraai gaan word. Here, dankie vir genesing. Here, dankie vir herstel. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Begin om dankie te sê. Begin om dankie te sê. Hier is iemand hierso wat die gees van God geken het as 'n jong man en daar's 'n smagting in jou siel. Dit is Here, ek is so weer 'n honger na die krag en die salwing van die Here. En God sê, ek begeer dit ook vir jou. Dit is my hart dat jy my op daardie manier moet leer ken. En God sê, I'm gonna touch you in this time with a double anointing with my Holy Spirit. For there was a calling on your life as a young man. I've called you for my kingdom. And God said, my calling is still the same upon your life, even though you have walked some corners. Jy het baie geloop hier en daar. God said that I'm still going to shake the world around you with the anointing of my Holy Spirit. God sê dat hy gaan jou weer doop met die Heilige Gees op nie lang na hierdie dag nie. Wanneer ek etlike dae
weke gaan God jou weer doop met sy Heilige Gees, and there's a fire that is coming to your way. God says, I'm going to rise you up, for you have been called for the ministry, and you've been called for my kingdom, and I'm going to turn the world upside down, because there's a plan on your life. I've got a plan for your life. I've been calling you, and this day God says, because you are, omdat jy na my stem luister, en omdat jy gehoor gee, sal ek my gees op jou lewe uitstort, op 'n manier wat jy dit nie voorheen geken het nie. There is a new wave of my glory that's going to be poured out in your life. There's going to be there's a thirst in you. Jy het 'n honger, jy het 'n dors, jy het 'n soek uit die Here. Ek is so moeg vir kerk hou. Ek soek vir meer, Here. Ek is moeg. As 'n jong seun het ek gesien hoe die Gees van God gewerk het, Here, en ek sien dit nie meer nie. Ek het honger. God sê, I'm about to do a new thing through my Holy Spirit, even in your own home. There's going to be a mighty move of the Holy Spirit, even in your marriage. There's coming a move of the Holy Spirit and an anointing of the Holy Spirit. For I will open a door that no one will close, says God. I'm opening a door from heaven whereby my Spirit will move into your home, and I'm about to rearrange things in your house. I'm about to rearrange things in your home. Things will never ever be the same again. There's a new presence of my glory that is coming to your home, says the Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord.